Goeiemôre Suid-Afrika. Strek by Dinsdag 26 Mei 1400, tyd van hierdie berig. Update van die Iran-oorlog. Gister het Amerika strikes in Iran gedoen. Hulle het 'n paar plekke gestryk wat lugafweerstelsels gehad het en dan klomp bote wat seemyne kon lê. En dit is so, hulle noem dit self-defense strikes. So dis om te verhoed dat Iran nog steeds, want hulle poog nog steeds om uit te gaan om seemyne in die Hormuz te gaan lê. En elke keer as daar 'n versboot of 'n ding uitkom en word hulle getref. So daar was gister sommer 'n strike gedoen van die port van waar hulle die bote launch. En dan ook lugafweerstelsels in 'n omgewing wat wil keer dat daar nie vliegtye oor die Hormuz vlieg nie. Amerikaanse vegvliegtye nie. Dit is niks te doen met dis nie 'n opbreek of 'n breek van die skietstaking wat nou al van begin April in plek is nie, of middel April nie. Dis maar net defensive strikes en die onderhandelinge gaan steeds voort. Nou het Iran by die onderhandelinge sommer bygebring, een van hulle voorwaardes nou is dat Amerika geen basis in die Midde-Ooste het nie. So hulle sit maar elke keer goed by, goed wat hulle weet gaan nie werk nie, net om te delay en om die ding uit te stel en om langer te wag voordat hulle gaan sign vir enige iets. Deel van die onderhandeling op die tafel op die oomblik is die verrykte Iran van Iran. Sal of in plek vernietig word met toesig van die Amerikaanse en die International Nuclear Agency, of het sal oorhandig word. Dis nog nooit van die tafel af nie. So, en die ander deel is ook daar's geen tolhek nie, by Hormuz nie. Nou het Iran intussen met Oman probeer onderhandel, want hulle twee is die twee lande in die opposite sides van die Strait of Hormuz, of Oman nie saam hulle wil join om 'n tolhek daar te maak. Maar Oman het nog nie saam gespeel nie. En hulle gaan ook nie saam speel met daai idee nie. So dis wat hulle wil hê. Iran wil 'n tolhek hê in die Strait of Hormuz en hulle wil nukleer wapens hê. Nou dis vir my baie interessant hoe daar's baie kommentators wat so opgekom het vir hierdie radikale moslim regime en gesê het, nee, hulle wil nooit nukleer wapens hê nie. Hulle wil nukleer vir peace gebruik. Nou weet ek nie waar gebruik 'n mens 60 en 90% verryk Iran vir peace nie. Maar nou weet ek nie. So nou kan jy sien waar kom dit nou al. Die hele peace deal word opgehou deur Iran wat weier om hulle nukleer wapens op te gee of hulle nukleer wapenplan op te gee. Dis al wat dit blok. Die enigste ding wat dit blok. Hulle wil nie hulle nukleer wapenplan opgee nie en hulle wil 'n tolhek instel by Hormuz. Hulle wil 'n internasionale water beheer. Hulle wil hê, hulle moet dit beheer, enigste mense. Obviously no-go. Intussen het Israel ook vir Hezbollah teikens gestryk in syde van Libanon gister en gisterand. So daai Hezbollah ouens is nog steeds in die onderhandelings met, of nie Hezbollah nie eintlik, Libanon en Israel is onderhandelings om te probeer heeltemal Hezbollah uit Libanon uit te kry. So daar het ons dit nou. Die peace deal, wat redelik ver gevorder is nog steeds op hold, want Iran weier om, hulle wil nie nukleer wapens opgee nie, hulle vermoë om 'n nukleer wapen te bou op te gee nie. Daar het jy, terrorisorganisasie, al wat hulle moet doen, gee dit op, alles is oor, maar hulle weier, so, dan gaan dit maar nou so bly soos dit is, lyk dit my. Hulle ekonomie gaan maar afgesny bly, die blokkade bly in plek, en dis nou maar so. Ek weet nie wat hulle verder wil doen nie, maar hierdie is nou maar net op 'n punt gekom wat die mense die hele wêreld kan nou sien, wie is die probleem hierso? En dis Iran. So dis al wat ek het vir vandag. Geniet die dag verder. Ek's Money Botha vir Koepel TV.